Huishoudelike asyn is verdunde etanoosuur. En sommer net om jou organiese chemie te hersien, etanoosuur is polêr. Die karboksielsure is polêr. En dit maak sin want asyn, etanoosuur los op in water wat ook polêr is. As ons dink aan die intermolekulêre kragte, wat sien ons? Ons sien waterstof gebind aan NOF, aan NOF, aan 'n suurstof met ander woorde, ons het waterstofbindings. Nou, is etanoosuur 'n swak of 'n sterk suur? Uiteraard is etanoosuur 'n swak suur. As ons dink aan sterk sure, dan dink ons aan die 3 S'e: soutsuur, salpetersuur, swaalsuur. Etanoosuur is 'n swak suur. En hoekom is dit die geval? Want etanoosuur ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie hidronium-ione te lewer. Etanoosuur oplossing het 'n pH van 3,85 by 25°C. Bereken die konsentrasie hidronium-ione in die oplossing. Ons begin met ons formule van die formuleblad af. Ons pH is 3,85, so ons vervang bloot die 3,85 daarin, en dan sien ons die konsentrasie is 10 tot die mag minus 3,85, en dan herskryf ons dit net as 1,4125 maal 10 tot die mag minus 4 mol per kubieke desimeter. Natriumetanoaat vorm wanneer etanoosuur met natriumhidroksied reageer. Sal die pH van 'n natriumetanoaat oplossing groter as 7, kleiner as 7 of gelyk aan 7 wees? Ons begin met 'n ioniese binding. Natriumetanoaat. En wanneer dit in water oplos, dan dissosieer dit volledig in asetaat-ione en natrium-ione. Meer spesifiek, asetaat-anione en natrium-katione. Nou kom ons fokus eerstens op die natrium-katione. Omdat natriumhidroksied 'n sterk basis is, dissosieer dit volledig in water om 'n hoë konsentrasie hidroksied-ione te lewer. Dit beteken dat die terugwaartse reaksie is nie noemenswaardig nie. In kort, die natrium-ione van die natriumetanoaat gaan nie met water reageer om weer natriumhidroksied te vorm nie. Die asetaat-anione ondergaan wel hidrolise. Met ander woorde, dit reageer met water om etanoosuur en hidroksied-ione te vorm. En aangesien die etanoosuur 'n swak suur is, beteken dit ioniseer nie volledig nie en gevolglik sal die voorwaartse reaksie plaasvind. Hidrolise gaan wel plaasvind. So ons weet nou, die asetaat-anione ondergaan wel hidrolise. So daar is 'n toename in hidroksied-ione en die oplossing gaan gevolglik basies wees. Basiese oplossing, die pH gaan groter as 7 wees. En die relevante vergelyking is die hidrolise van die asetaat-anion wat lei tot die vorming van etanoosuur en hidroksied-ione. Huishoudelike asyn bevat 4,52% etanoosuur per volume. Nou om dit maklik te maak en verwarring uit te skakel, sal dit gewoonlik in artikels verskyn as 4,52% volume per volume. En wat beteken dit? Dit beteken dat as ek 'n houer het en die volume van die totale vloeistof is 100 milliliter, dan gaan daai deel 4,52
milliliter etanoosuur wees. So nou vat ons 1,2 gram onsuiwer kalsiumkarbonaat en ons reageer dit met 25 kubieke sentimeter huishoudelike asyn, oftewel verdunde etanoosuur. Nou, jy gaan later sien, maar die asyn is in oormaat. So wat gaan ons fisies waarneem? Ons gaan begin met hierdie kalsiumkarbonaat wat 'n wit poeier is. Dit gaan reageer met 'n oormaat asyn. Met ander woorde, al die kalsiumkarbonaat gaan oplos en reageer. Dan vorm daar 3 produkte. Kalsiumacetaat, water en dan koolstofdioksied gas. Met ander woorde, jy gaan borrels waarneem. En aangesien die etanoosuur in oormaat gebruik is, weet ons aan die produkkant, en ons skryf dit nie, maar net ter wille van jouself, gaan daar ongereageerde asyn wees aan die produkkant in hierdie geval. Daardie oormaat etanoosuur, daai plus asyn wat ek sopas geskryf het, dit reageer dan met 14,5 kubieke sentimeter natriumhidroksied met 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter. Nou die neutralisasiereaksie vind plaas, die etanoosuur reageer met natriumhidroksied in die verhouding 1:1 en dan vorm daar natriumacetaat en water. Ons moet dan die aantal mol ongereageerde etanoosuur bereken. Met ander woorde, dit is die asyn wat nie oorspronklik met die kalsiumkarbonaat gereageer het nie, dit wat oorgebly het en wat dan geneutraliseer is met die natriumhidroksied. So wat ons gaan doen is, ons begin deur te bereken hoeveel mol natriumhidroksied het reageer met die asyn gedurende die neutralisasiereaksie. Ons het uit die aard van die saak die volume en ons het die konsentrasie. En as ons die konsentrasie het en ons het die volume, dan kan ons die aantal mol bereken deur ons bekende vergelyking te manipuleer. Aantal mol is die konsentrasie maal met die volume, die konsentrasie is 1, die volume is 0,0145 kubieke desimeter. Onthou net om die kubieke sentimeter om te skakel na kubieke desimeter en dit gee vir ons 0,0145 mol. Aangesien etanoosuur reageer met natriumhidroksied in die verhouding 1:1, reageer 0,0145 mol natriumhidroksied met 0,0145 mol etanoosuur. Nou is ons terug by ons oorspronklike reaksievergelyking, waar ons die onsuiwer kalsiumkarbonaat reageer het met die huishoudelike asyn. Ons moet nou die persentasie kalsiumkarbonaat in die onsuiwer monster bereken, indien 1 kubieke sentimeter asyn 'n massa van 1 gram het. Met ander woorde, die digtheid van die asyn is 1 gram per kubieke sentimeter. Ons begin nou deur die massa etanoosuur in 25 kubieke sentimeter asyn te bereken. Ons weet dat 4,52% van daardie volume is etanoosuur. Met ander woorde 1,13 kubieke sentimeter. En aangesien ons die digtheid vir die asyn het, kan ons dit omskakel na massa. 1,13 kubieke sentimeter is gelyk aan 1,13 gram etanoosuur. Ons het nou die massa, ons weet dis etanoosuur, ons kan die aantal mol nou bereken. Ons het die massa, ons kan die relatiewe molekulêre massa van etanoosuur bereken. Daar is 2 koolstowwe, so dis 2 maal 12, dis 24. Ons het 2 suurstowwe, 2 maal 16 is 32 en ons het 1, 2, 3, 4 waterstowwe. 4 maal 1 is 4 en dit gee vir ons 60 gram per mol vir etanoosuur.
En dit gee dan vir ons 0,01883 mol etanoosuur aan die begin. So ons weet hoeveel etanoosuur daar aan die begin is. Ons het bereken hoeveel was daar in oormaat aan die einde. So as ons daai twee waardes van mekaar aftrek, kan ons bepaal hoeveel etanoosuur het reageer met die kalsiumkarbonaat. Ons het ons begin hoeveelheid, ons weet hoeveel daar in oormaat is. Dit wat dus reageer het is 0,0043 mol. Ons kyk dan na ons gebalanseerde reaksievergelyking en ons sien dat die verhouding van kalsiumkarbonaat tot etanoosuur is 1:2. Ons weet hoeveel etanoosuur reageer het, so ons kan dit deel deur 2 om te bepaal hoeveel mol kalsiumkarbonaat reageer het. En dit gee vir ons 0,002166 mol kalsiumkarbonaat. Ons het nou die aantal mol kalsiumkarbonaat, ons wil die massa bereken, en kom ons kyk gou kalsium, relatiewe atoommassa 40, koolstof 12, en dan 3 suurstowwe 3 maal 16 is 48, dit gee vir ons 100 gram per mol. So as ons mees gebruikte vergelyking gebruik in chemie, en ons vervang ons waardes in, en ons manipuleer die vergelyking, dan kry ons 0,217 gram kalsiumkarbonaat het reageer. Nou, die totale massa van die monster was 1,2 gram. So 0,217 van die 1,2 gram was kalsiumkarbonaat. Nou moet ons bloot die suiwerheid bereken. Ons bereken die persentasie deur die massa suiwer kalsiumkarbonaat gedeel deur die massa van die onsuiwer monster. En dit gee vir ons 18,08%.